Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend op hierdie manier saam met julle in die huis van die Here bymekaar te kom. Geliefdes, vandag het daar mense wakker geword met 'n koppie koffie in die bed. Dalk was daar 'n bederfie soos ontbyt, 'n geskenkie of selfs 'n kaartjie of twee. Want vandag is 'n dag wat ons moeders vier. Vandag is 'n dag wat baie kinders vir hulle moeders bel, wat 'n boodskap stuur of selfs 'n verrassing van een of ander aard reël. Geliefdes, Moedersdag is 'n blywende dag. Dis 'n spesiale dag van dankie sê. Gelukkige Moedersdag. En dankie vir alles wat mamma vir ons doen. Geliefdes, maar vir baie is 'n dag soos vandag nie 'n blywende dag nie. Dis vir baie 'n herinnering van 'n moeder wat nie meer leef nie. Dis 'n herinnering van die verlies van 'n kind. Vir baie is dit 'n herinnering van 'n mislukte poging om swanger te word. Vir baie is dit 'n dag van rou en pyn. Geliefdes, dit bring ons by ons skriflesing vanoggend. 'n Teks uit die boek Rut, wat ook vir ons 'n verhaal vertel van rou en seer. In die begin van die verhaal lees ons van 'n gesin wat Moab toe trek om die krisis van hongersnood vry te spring. Hierdie poging tot oorlewing het egter misluk, want Naomi het haar man aan die dood afgestaan. Haar 2 seuns het elkeen getrou met Moabitiese vroue en is toe nie lank daarna nie ook oorlede. Dit in 'n tyd van swaar kry, wat ons weet dit was nie 'n tyd gewees wat maklik was nie. Dit was 'n tyd gewees waar die rigters regeer het en in daardie tyd lees ons ook in die boek Rigters van die chaos wat daar aangegaan het. Dit was 'n tyd van morele korrupsie, 'n tyd van slegte leierskap. Maar geliefdes, voordat ons verder uitbrei oor hierdie boek van Rut en die verhaal van Naomi en Rut, kom ons lees eers saam uit Rut 1 vers 14 tot 22. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy ook nou saam met haar terug?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei." Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opwindenheid in die stad en die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi." Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring." So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes.
Ek lees vir ons net tot sover. Geliefdes, met die dood van haar man en 2 seuns, het Naomi nie meer baie opsies nie. Daar is niemand wat vir haar as 'n weduwee sal sorg nie. En sy is waarskynlik te oud om weer te trou. Daarom dat sy nie veel van 'n keuse het as om te besluit om terug te gaan na haar tuisdorp Bethlehem toe nie. Haar skoondogters kan terugkeer na hulle gesinne toe in Moab en hulle is waarskynlik nog jonk genoeg en sal weer kan trou. Daarom is Rut se keuse om saam met Naomi te gaan buite aard. Haar beste kans tot oorlewing is tog om terug te gaan na haar gesin toe, wat nog vir haar kan sorg. Maar sy kies egter vir Naomi. Sy kies om saam met Naomi te gaan waarheen sy gaan. Die teks sê spesifiek, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Hierdie woorde van Rut sê vir ons baie van haar karakter. Dit getuig van haar lojaliteit teenoor Naomi, om alles van haarself te los en vir Naomi te volg. Rut word hier beskou in daardie opsigte as iemand wat lojaal is, wat vir Naomi kies as haar familie en wat alles sal doen vir Naomi. Naomi se geloof as haar eie aan te vaar, om te sterf waar sy sterf en so voorts. Ek dink ook dit getuig iets van die liefde en die omgee wat Rut vir Naomi het, maar ook die liefde wat Naomi teenoor Rut het. Hulle verhouding moes so sterk gewees het, dat Rut bereid is om alles op te gee, haar enigste kanse tot oorlewing op te offer vir Naomi. In 'n mate kan 'n mens sien dat Naomi meer as net 'n skoonma vir Rut is. Sy is eerder soos 'n moeder vir Rut. Moederskap gaan oor meer as net 'n biologiese band. Dit gaan oor iemand wat versorg, iemand wat omgee, wat beskerm en wat liefhet. Iemand wat vir 'n ander mens 'n plek van veiligheid word. In daardie sin van die woord is daar nie 'n biologiese verbintenis nodig vir iemand om op te tree as 'n moeder nie, om te versorg en om lief te hê nie. In daardie manier kan enige iemand daardie invloed in mense se lewens hê, om versorging te gee, om te gee, liefde en vertroosting teenoor iemand te vertoon, lê in elkeen van ons. En geliefdes, ons sien selfs daardie eienskappe in God raak. Ons lees in Jesaja 66 vers 13 die volgende: Soos 'n moeder vir haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Geliefdes, verder lees ons met die aankoms van Naomi en Rut van hierdie verwelkoming wat hulle in Bethlehem ontvang het. Naomi se reaksie daar is egter interessant. Sy sê, noem my Mara, wat bitter beteken. Want haar lewe was vol toe sy daar weg was. En toe sy terugkom, was haar lewe leeg.
Maar wat Naomi op daardie stadium nog nie besef het nie, was dat sy nie leeg teruggekom het nie. Sy het saam met Rut daar aangekom. Haar skoondogter, wat op die ou einde vir haar die grootste seën was. In Rut 4 vers 14 tot 15 staan daar, die vrouens sê toe vir Naomi, aan die Here kom die lof toe, omdat hy vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag die losser se naam bekend wees in Israel, en mag hy vir jou vreugde bring en jou op jou ou dag versorg. Jou skoondogter wat jou liefhet en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Rut was toe meer werd as wat 7 seuns was. Dit is 'n groot eer wat aan Rut hier toegeken word. Rut het op die ou einde meer vir Naomi gesorg as wat 7 seuns vir haar sou gesorg het. Sy het meer van haarself gegee as wat 7 seuns sou kon. In Rut en Naomi se samelewing het mans voorsien en hulle het gesorg vir die huishouding. Maar Rut het in hierdie geval vir haar huishouding, wat Naomi was, gesorg. Sy het die hele dag gewerk in die geoeste lande, agter die graansnyers aangestap om are op te tel. Van die oggend tot die aand, elke dag het sy dit gedoen. Later, deur haar ontmoeting met Boas, weet ons dat Boas vir Rut as bruid gekies het, en omdat hy geweet het wat Naomi vir Rut beteken het, het Boas na Naomi ook omgesien en haar deel gevorm van sy huishouding. En toe daar uiteindelik 'n kindjie gebore is, het Naomi daardie seentjie as haar eie aangeneem. Al was daar in daardie opsigte nie 'n biologiese band gewees nie. Naomi was bitter toe sy daar aangekom het, omdat sy leeg gevoel het. Sy het ervaar dat God haar verlaat het, maar God het haar nooit verlaat nie. God was nog altyd by haar gewees. God het homself sigbaar gemaak in Naomi se lewe deur Rut. Rut het deur haar lojaliteit, haar liefde, omgee en versorging nie net God se teenwoordigheid sigbaar gemaak nie, maar ook God se versorging, sy liefde, sy omgee. So het Rut dit sigbaar gemaak in Naomi se lewe. Geliefdes, en God doen dit in elkeen van ons lewens ook. God gebruik mense om vir ons te wys dat hy teenwoordig is. Deur die liefde van 'n moeder sien en beleef ons ook God se liefde. Deur die vertroosting van 'n moeder beleef ons ook God se vertroosting. God gebruik moeders om homself aan ons te openbaar, want soos 'n moeder haar kind veilig laat voel, so sal God ons ook veilig laat voel. So gebruik God elkeen van ons om 'n invloed op ander se lewens te hê, en so ook om sy teenwoordigheid en versorging sigbaar te maak in elkeen van ons se lewens. Miskien is dit die hart van die verhaal van Rut. Naomi het gedink sy kom leeg terug. Sy het net die grafte agter haar raak gesien, net die verlies, net die stilte, net die bitterheid. Maar terwyl Naomi nog gedink het dat sy alleen is, stap Rut reeds langs haar. Terwyl Naomi voel dat God haar vergeet het, hou God haar reeds vas deur iemand anders se hand.
So is God teenwoordig in ons lewe en so gebruik God elkeen van ons. Baie keer kyk ons vas aan dit wat ons verloor het, dat ons nie meer kan raak sien wie steeds langs ons staan nie. Wie is steeds rondom ons wat die lewe saam met ons stap nie. Ons sien en voel die leegheid en dan kom God en stuur iemand soos Rut. Iemand wat bly, iemand wat lief het, iemand soos Rut wat eenvoudig sê, jy hoef nie alleen te loop nie. Geliefdes, dit is dalk wat moederskap ons wil leer. Dit is nie perfek nie. Daar is nie altyd antwoorde nie, maar daar is altyd 'n teenwoordigheid. Daardie liefde van 'n moeder wat bly wanneer die lewe uitmekaar val. Daardie hand van 'n moeder wat vashou wanneer die lewe moeilik geraak het. Daardie stem van 'n moeder wat sê, mamma is hier by jou, ek gaan nie weg nie. Dalk is dit hoekom die Bybel soms oor God praat as 'n moeder wat haar kind troos. God se liefde is nie ver nie. God se liefde is nie koud nie. God se liefde kom sit langs ons, ondersteun ons en dra ons in ons rou en ons diepste seer. Dit voed ons, dit beskerm ons. God se liefde hou ons vas. Soms lyk God soos Rut, omdat God se teenwoordigheid deur mense sigbaar gemaak word. Soms lyk God soos 'n moeder, 'n ouma, of iemand wat net langs jou staan, iemand wat bly staan wanneer die wêreld donker geraak het. Geliefdes, mag ons vandag op Moedersdag hierdie Moedersdag vier, deur God te dank vir sy teenwoordigheid in die lewens deur moeders. Dat daar liefde is, versorging en omgee in ons moeders se harte is. En dat ons op 'n besonderse wyse ook God op daardie manier kan beleef. Deur die liefde, sorg en teenwoordigheid van 'n moeder, fluister God vir elkeen van ons. Jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U deur mense werk, dat U deur ander mense ons vashou, dat U deur woorde ons vertroos, dat U deur die liefde by ons bly wanneer die lewe moeilik raak. Dankie vir elke moeder, elke ouma en elke mens wat vir ander 'n plek van veiligheid geword het. Dankie dat ons deur daardie mense in ons lewens ook kan weet dat U vir ons veilig is. Dat ons veilig by U kan wees. Here, ons bid ook vandag vir die wat swaar kry. Vir die wat soos Naomi leeg voel. Vir die wat rou en verlang of wat moed verloor het. Here, ons wil vir U vra om mense op ons pad te bring, mense soos Rut, wat langs ons sal stap, wat ons nie alleen sal laat nie. Here, help ons om ook soos Rut te wees, wat langs mense sal stap, hulle sal ondersteun, en so U liefde, U omgee, en U teenwoordigheid sigbaar sal maak vir die mense rondom ons. Laat
U deur ons teenwoordigheid in ander mense se lewe vir ander kan wys dat U hier is, dat U ons dra en dat U ons vashou. Here, ons wil U vra om ons op daardie manier te lei, dat ons 'n verskil kan maak in ander se lewens, dat ons mekaar sal dra en so ook U koninkryk sal laat geskied. Here, wees met elkeen van ons in die week, daar waar dinge swaar gaan, daar waar mense deur moeilike tye gaan. Help ons en lei ons om die tekens raak te sien, dat ons soos Rut kan bly en mense kan help en hulle kan bystaan. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade wat ons van U ontvang. Amen. Geliefdes, ons slotlied vanoggend is lied 512, Nader my God by U. Mag hierdie lied vir elkeen van U 'n herinnering wees van God se teenwoordigheid, God se liefde en God se vertroosting. Kom ons sing saam. Mag die Here voor jou uitgaan en vir jou die pad oopmaak. Mag die Here langs jou bly staan wanneer die lewe swaar raak. Mag die Here jou veilig laat voel, soos 'n moeder haar kind veilig laat voel. En mag jy deur die liefde van ander altyd onthou, jy is nie alleen nie. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.